Dus susters, kom ons lees dan vir die laaste keer, soos in die afgelope klompie weke, die teks van die Onse Vader gebed. En ons lees die Matteus weergawe daarvan, Matteus 6 vanaf vers 9 tot 13. Ons gaan dan vandag ook dan eindig met ons reeks oor die bedes van die Onse Vader en ons gaan dan die 6de en die laaste bede van ons in die prediking dan aan die orde stel. Ons lees dan Matteus 6 vanaf vers 9 tot 13. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Kom ons lees dan daardie gedeelte uit die Matteus Evangelie as God se ewige en onfeilbare woord. Liewe broers en susters in die Here, ons sou sekerlik, indien ons die Onse Vader gebed moet skryf, nie hierdie bede om die verlossing van die bose reg aan die einde van die gebed. Eindelijk lyk dit nou op die bose en nie word niemand minder as die duiwel bedoel nie. Nou toch weer die laaste woord inkry. Asof hy toch weer op die agenda insluit. Nou al die heerlike dinge waaroor ons kon bid, oor die Vader se naam en sy ryk en sy wil, oor sy voorsiening in brood en vergifnis, sy bewaring en versoeking, sal ons toch aan die einde van die gebed seker uitgeleide word na groen weivelde van rus na waters waar daar vrede is. Maar nou beland ons skynbaar weer op die slagveld waar die bose opereer. Nou kry hierdie onstuimige gebed, hierdie roepe uit die dieptes, oënskynlik eintlik 'n wandklank. Maar geliefdes, met hierdie gebed erken ons aan die een kant die werklikheid van die bose se werksaamhede in die. Ons kry eintlik sy blaatante manoeuvres in die oog. Sy soms grove verminking van mense. En tog sê ons alles eintlik as kantaantekeninge by die hoofsaak waarom dit hier gaan. Want hierdie gebed is alles behalwe 'n saluut aan die Satan. Met hierdie gebed erken ons eerder sy ondergang. Erken ons dat sy verskriklike leeugebrul en sy soeke om iemand te verslind, soos die apostel Petrus skryf. Omdat hy weet dat sy tyd uitloop. Ook hierdie gebed het Christus eintlik al reeds kom beantwoord aan die kruis. So die wêreldgeskiedenis is nie 'n toutrekkery tussen God en Satan met die arme mense in die middel nie. Nee, die stryd is lankal beslis. Na Christus se kant toe en ons mense ten goeie. So praat die Bybel dan altyd van die bose as 'n gevaarlike vyand en tog ook 'n oorwonde vyand. So teen die agter van die oorwinning wat Christus reeds behaal het, bid ons dan nou hierdie laaste bede, verlos ons van die bose. Golgotha gee ons dus 'n sterk protes teen die bose. Dit gee ons eintlik 'n dringende aandrang op ons verlossing en die van die wêreld. Ons kom om Christus ontwil, kan ons nie die verlorenheid van die wêreld vir lief meeneem nie. Daarom bid ons eintlik as die wendelinge hierdie gebed, en ons bid dit namens 'n ganse wêreld. So geliefdes, wanneer ons bid verlos ons van die bose, is dit eintlik 'n klassieke sendinggebed.
Dan kyk ons eintlik met hierdie bede na die uithoeke van die aarde. Dan vra ons eintlik dat die groot verlossing in Christus gekom het, die groot verlorenheid van 'n ganse mensdom moet ophef. Omdat ons uit die ellende sien ons die ellende van die wêreld om ons soveel duideliker en die verlossing van ons Here ook soveel duideliker. Dit is die vraag is dat ons nog die dringendheid van hierdie gebed besef. Dit is inderdaad 'n kreet eintlik uit die dieptes op. Die laaste bede van die Onse Vader is ook 'n wederkomsgebed. Dit is veral 'n wederkomsbede, waarin ons bid om die finale verlossing van hierdie verlore wêreld. Dis aan die een kant die gebed, die verlossing nou reeds van die aarde mag bereik. Maar aan die ander kant dat die verlossing waarin Christus is, toch ook in sy volle heerlikheid die uithoeke van die aarde mag aanbreek. Dis 'n bede vir die Here, maar ook vir ons. Dat die finale verlossing van die totale wêreld mag aanbreek. En hierdie vra ons dat alles wat nog die volle oorwerking van die verlossing kan toehou, waarin ons werklik maar sy naam sal heilig, waar sy ryk inderdaad sal kom, en dat daar 'n wêreld sal aanbreek met geen brood sal word nie, onder die reël sal wees. Maar ook aan u te verduidelik. Want in hierdie bede kom die kerk in die pylvak van dan het dat lede gebeur daar in die pylvak. Omdat hulle naby die einde is, word hulle moeg. Die pylvak kyk op die einde aan en onderstreep uit die daai. Wat binnekort gaan aanbreek en onderstreep dit ook. Maar alles word vir 'n atleet in die pylvak bring, die moegheid van die ledemate, maar ook die uitsien na die rus. Die volk van God, die kerk van Christus, u en ek, was nog altyd gewikkel in 'n wedloop na die einde toe. Maar met die koms van Christus is ons nou in die pylvak. Ons is nou naby die einde. En die bose besef, sy tyd loop uit. Die einde is naby, en dan span hy alles in om ons van daardie eindpunt te weer. Hy maak ons moeg. Hy wil ons op draai weer lei. Hy maak ons blind vir die eindpunt van die rus. So met die laaste bede van die Onse Vader, laat sy werke toch verbreek word. Help ons toch om in hierdie pylvak met ywer te hardloop, dat ons nie die eindstreep sal mis nie, en dat ons sal deel in die wonderlike, onverganklike oorwinnerskroon, wat die Here vir elke gelowige in bewaring hou. Die skrywer van die Hebreërbrief beskryf uiteindelik die mooiste. Hy sê, terwyl ons dan so 'n groot geloofskare getuies rondom ons het, laat ons elke stryk en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Gemeente, met hierdie bede van die Onse Vader, bly ons is nie vassteek met die bose en sy werksaamhede nie. Hy kry nie die laaste woord in nie. Nee, ons eindig by die troon van God, waar Christus heers. Ons eindig by die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons word uitgelei na groen weivelde van rus en water waar vrede is. Ons sien dit uit. In die verte sien ons dit al. En daarom bid ons, Here, help my ook om met ywer en volharding te bly hardloop tot by die eindstreep. Geliefdes, dit is verstaanbaar
gedeelte van Matteus in die kerk opgeneem het, eintlik 'n gedeelte graag aan die einde van Onse Vader uitroepen. Die koninkryk en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Dit is wat die Here elkeen van ons geloofslewe elke dag so siel, so inspireer, dat ons is atleet is ons bly in die valvak, tot ons die oorwinnaarskroon by die Here sal ontvang. Hy help ons deur sy Heilige Gees daartoe altyd. Amen. Kom ons dank nou saam. So wonderlike Hemelse Vader, bid dat Christus ook in daardie laaste nag gebid het vir sy disippels. Vader, bewaar hulle tog van die bose. Laat hulle tog nie in versoeking kom nie. Moenie dat hulle op dwaalweë gaan nie. Ons vra dit ook van U. Here, ons is almal soos atlete wat hardloop om die baan. Daar is geloofsgetuies wat ons aanmoedig dat ons almal die wenstreep sal behaal. Maar Here, baie keer word ons moeg. Baie keer word ons aandag afgelei. Baie keer word ons in sonde verstrik. Daarom vra ons, o Vader, verlos ons van daardie bose en help ons om met toewyding en met ywer vir U te bly hardloop tot die einde toe. Baie dankie ook, Here, dat ons nou kan gaan aansit as seën ons hierdie bid dit in Jesus Christus se naam.